Goeiedag en welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons gaan oor heelwat dinge gesels wat die afgelope week of wat in die wêreld gebeur het, natuurlik ook oor die nuutste met die Iran-konflik, maar ek kan nie anders as om te begin met Koning Charles se besoek aan Amerika nie. Wat 'n interessante en eintlik indrukwekkende 2 dae wat Koning Charles en Koningin Camilla in Washington DC deurgebring het. Nou 'n mens kan jou standpunte hê oor die Britse Koningshuis, die geskiedenis van die Britse Koningshuis, die verhaal van die huidige koning. Ek probeer nie dit doen nie, ek probeer geen oordeel uitspreek oor die Britse Koningshuis of die Britte se rol in Suid-Afrika waaroor ons almal natuurlik ons standpunte kan hê, histories nie, maar baie spesifiek gefokus op die huidige tydsgees, die huidige geopolitiek, die verhoudinge tussen Amerika en Brittanje, ook Amerika en die groter Europa, en dan die belang van hierdie koninklike besoek, die toesprake wat gelewer is, die onderliggende boodskappe wat oorgedra is, en wat die belang daarvan vir president Donald Trump, vir koning Charles, vir Amerika, Brittanje, en natuurlik die Weste kan wees. En ek dink in daardie opsig uiters belangrike geleentheid. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat daar amptelike staatsbesoek deur 'n Britse monarg aan Amerika is, maar natuurlik veral dan die eerste keer in 35 jaar dat 'n Britse monarg 'n gesamentlike sitting van die Amerikaanse Kongres toegespreek het. Koningin Elizabeth het in Mei 1991 so 'n toespraak gelewer voor die Amerikaanse Kongres en nou 35 jaar later koning Charles wat vroeër die week so 'n gesamentlike sitting toegespreek het, en dit was 'n indrukwekkende toespraak gewees. As ons eers daarby kan stil staan, kyk, dit was van Charles Dickens en George Orwell af, toespraak onderlê in natuurlik die Engelse kultuur en tradisie, die taal. Op 'n stadium met koning Charles selfs 'n grappie gemaak oor Engels en hoe Amerika en Brittanje eintlik 2 verskillende tale praat, en as ek so gekyk het, het ek met tye gewonder of party van daardie kongreslede regtig weet wat hy sê. Dit was 'n indrukwekkende teks gewees. As mens deur die toespraak gaan lees, en die toespraak is volledig op die internet beskikbaar, 'n baie indrukwekkende stuk teks, maar ook 'n toespraak wat baie sterk onderlê is in belangrike westerse beskawings die geloof, geestelike geloof, die rol wat die geestelike geloof gespeel het in die fondasie van die westerse beskawing, van die Britse ryk, van die totstandkoming van Amerika as 'n land. Koning Charles wat eintlik baie sterk daarop gefokus het, die revolusionêre oorlog, Amerika se onafhanklikheid 250 jaar gelede. Dit was 'n belangrike tema van sy toespraak, maar die feit dat hy bereid was om so sterk dan ook te verwys na die Christelike geloof en die Christendom se rol daarin, was vir my baie opvallend geweest. So baie belangrik dat hy teruggegaan het na belangrike kwessies oor kultuur en tradisie, om dan nou die verband te trek vandag tussen Brittanje en Amerika. En dis hierdie werklik waar 'n belangrike toespraak. Dan natuurlik die historiese band tussen Amerika en Brittanje, 'n band wat terugstrek natuurlik tot die vestiging van die VSA, van die eerste kolonies eintlik daar aan die ooskus van vandag se Amerika, die totstandkoming van die staat, die land, die Verenigde State 250 jaar gelede, en natuurlik sedertdien daardie verhouding wat ontwikkel het en met tye natuurlik meerendeels baie noue transatlantiese bondgenootskap was. Die meer onlangse voorbeelde van die 2 wêreldoorloë waarna koning Charles ook verwys het, natuurlik van groot belang. Wat is die vraagstukke dan in hierdie besoek, in hierdie huidige oomblik? En ek dink dit is waarby ek eintlik wil stil staan, want ek dink dis eintlik wat baie belangrik is. Koning Charles se besoek aan Amerika
kom op 'n tydstip waar daar hernieude spanning tussen Amerika en Brittanje is. Nou, president Donald Trump is bekend daarvoor. Dit was 'n tekenend tydens sy eerste termyn gewees, nou ook tydens sy tweede termyn. Hy het in die afgelope weke hernieude uitval gehad met die Duitse kanselier Friedrich Merz, wat baie hard probeer het die afgelope paar maande om 'n verhouding met Trump te bou, maar toe ook die groot fout gemaak het om 'n paar dae gelede baie krities in die openbaar teenoor Trump te wees. Daar is die openbare vete tussen Trump en Emmanuel Macron van Frankryk, tussen Trump en die huidige leierskap van Kanada, en so kan mens verskeie ander westerse leiers natuurlik opnoem, maar as ons kyk spesifiek na hierdie verhouding met Brittanje, dan is dit en was dit altyd eintlik al vir 'n lang periode 'n unieke en spesiale verhouding. En ek dink die koning het baie sterk klem daarop geplaas en uiteindelik dit gaan terugspoor na die wortels van die spesiale verhouding. En daardie wortels wat lê dis in die basiese kultuur. Dit wat gevestig is, die spore van die Amerikaanse staat wat teruggeneem kan word na die Magna Carta, na die Christelike geloof uit Engeland, die protestantisme wat gebring is uit Engeland na Noord-Amerika, en dan verskillende kultuur elemente, tradisies wat uiteindelik beteken het dat Amerika die magtigste land in die wêreld kon word. Koning Charles het eintlik in sy toespraak die Amerikaanse suksesverhaal teruggespoor na elemente wat jy kan vind in Engeland of in Brittanje of in die Britse Ryk dan histories. Dis 'n belangrike lyn wat hy daar getrek het en ek dink baie mense wat die toespraak geluister het waarskynlik dit gemis. Maar goed, waar staan ons dus? Tans eintlik 'n spanning, 'n diplomatieke spanning tussen die VSA en Brittanje. En dit hou verband met Brittanje se hantering van die oorlog in Iran. Die reaksie daarop, die ondersteuning of nie ondersteuning aan die Amerikaanse weermag, beskikbaarstelling van Britse weermagbasisse, die ingesteldheid van die Britte ten opsigte van versoeke deur Trump om betrokke te raak by die heropening van die seestraat van Hormuz en al die soort dinge. Ons gaan nie in daardie detail ingaan nie, ons het dit al baie op hierdie program bespreek, maar dit beteken dus dat koning Charles het aangekom aan die begin van die week in Washington te midde van 'n diplomatieke spanning tussen sy land, sy koninkryk en die VSA. Hy kon waarskynlik 'n bietjie teruggetree het van hierdie politieke spanning, want dit is wat dit is. Dis iets tussen president Trump en Keir Starmer, die Britse eerste minister, en ons weet dat Keir Starmer verkeer onder geweldige druk. Enigiemand wat die Britse politiek die afgelope paar weke dophou weet, dis die een krisis na die ander, en Starmer wat onder geweldige druk verkeer en moontlik selfs binne 'n week of 2 van nou uitgedruk kan word as leier van die Arbeidersparty en dan selfs as eerste minister van Brittanje, en ek verwys natuurlik na volgende week, volgende donderdag se verkiesings wat gaan plaasvind en waar die Arbeidersparty waarskynlik 'n reuse nederlaag gaan ly in plaaslike verkiesings in Engeland en dan nou die belangrike streeksparlementsverkiesings in Wales en Skotland. Ons sal nou weer daarna verwys, maar daar's dus 'n gespanne verhouding tussen Trump en Starmer. Trump kyk na magsverhoudinge dikwels vanuit die posisie van 'n leier. Wanneer Trump na Keir Starmer kyk, sien hy 'n swakkeling. Wanneer hy na Emmanuel Macron kyk, sien hy 'n swakkeling. Wanneer hy na Friedrich Merz kyk, sien hy 'n swakkeling. Hoekom sien hy hulle as swakkelinge? Omdat hulle natuurlik ongewild is in hulle eie lande. Hulle kom as swakkelinge oor omdat hulle nie die kwessies wat Trump voel ernstig is. Kwessies oor massa-immigrasie, die geweldige demografiese verandering van hulle lande, omdat hulle dit nie kragtadig hanteer nie. Omdat hy voel dat hulle eintlik simptomaties is van die militêre verswakking van Europa die afgelope 2 of 3 dekades. Iets waaroor Trump
sedert 2015-2016 al baie krities is. Nou, die groot foute wat Europese lande en leiers gemaak het, om nie hulle eie verdediging op te skerp toe dit nodig was nie, eintlik hulle finansies op ander dinge gefokus het en gevolglik in hierdie posisie beland het, waar die Britte nou moet erken dat hulle vloot nie meer oor die vermoë beskik om enige groot aanvalle te kan afweer vandag nie. Die Britte wat ons altyd gedink het, natuurlik op 'n tydstip in die wêreld se geskiedenis die voorste vloot in die wêreld gehad het, om eenvoudig nie meer oor die vermoë beskik om homself te kan verdedig. Gestel Rusland besluit môre, en dit sal natuurlik nie gebeur nie, maar gestel Rusland besluit môre om Brittanje aan te val, sal die Britte hulle self letterlik nie meer kan verdedig nie. So, dit is hoe Trump na hierdie leiers kyk. So, hy kyk na Brittanje en hy sien hierdie ongelooflike swakkeling. Die Britse premier Keir Starmer, iemand wat 'n swak mandaat het, wat ongewild is, wat voortstrompel en dis eintlik nie op 'n gelyke voet met jou kan sit en praat nie. Koning Charles is in daardie opsig iemand anders. En nou wil ek weer eens sê, ons kan elkeen ons standpunt hê. Ek het ook my persoonlike standpunte oor die Britse koningshuis en selfs oor koning Charles en ek dink alles wat die Britte verkeerd gedoen het die afgelope paar jaar om uiteindelik ook maar hulle land in 'n bestaanskrisis te plaas. Kom ons skuif dit net een kant en vergeet vir die oomblik daarvan en ons kyk na hierdie besoek en die gegewe oomblik waarin ons tans verkeer. En dan wil ek sê dat koning Charles hierdie week 'n ongelooflike staatsman was. Topdiplomaat, iemand wat nie weggeskram het van die uitdagings wat tans in die gesig gestaar word binne die westerse wêreld nie, en letterlik bereid was om dit te gaan aanspreek. Hy het op gelyke voet met president Donald Trump gaan sit in Trump se kantoor in die Withuis of aanvanklik met die eerste ontmoeting daar in die Roostuin buite die Withuis, ook by die staatsbanket waar die besoek afgesluit is aan Washington, en dan natuurlik met sy toespraak voor die Amerikaanse Kongres. En hy het gepraat oor NAVO en hoekom dit so belangrik is dat Amerika deel moet bly van NAVO. Hy het gepraat oor Oekraïne en waarom hy dink Amerika moet voortgaan om Oekraïne te ondersteun in die stryd teen Rusland. Hy het gepraat oor elke belangrike kwessie wat die Britte tans sien van kernbelang is in nie net die verhouding tussen Brittanje en Amerika nie, maar ook Amerika se rol in die wêreld. Dit is wesenlik. So jy het 'n staatsman gehad, 'n topdiplomaat wat op dieselfde vlak as Donald Trump gesit het en met hom gepraat het. En dit is hoekom Trump 'n dag na die koning se vertrek, toe koning Charles en koningin Camilla alreeds in New York was, het Trump aan die media gesê, Charles is my vriend en ek het geweldige respek vir hom, want Trump werk op daardie vlak. Dit is hoekom hy kan sit met die kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, en hulle kan op dieselfde vlak met mekaar praat, en so kan 'n mens na baie ander monarge of selfs dan ook demokraties verkose leiers verwys. Die probleem van die die westerse wêreld en 'n besonder Europa, maar tot 'n mate selfs Kanada en Australië ook, is dat hulle sit met hierdie swak leiers, hierdie verswakte leiers wat ongewild is, wat nie die moeilike besluite kan neem nie, wat nie hulle mense met hulle kan saamvat nie, wat eintlik nie weet waarheen hulle op pad is nie, omdat hulle eintlik ook nie weet waar hulle vandaan kom nie. Hulle staan nie meer vir die behoud van iets nie, iets groter nie, nou. Ek het iets anders gesien in koning Charles die afgelope week wat my eintlik verras het. Natuurlik is hy 'n monarg en hy het vanuit die posisie van 'n monarg gepraat, maar wat dit eintlik juist nogals fascinerend gemaak het is, hy verteenwoordig die Britse Ryk en die voortsetting van die Britse Ryk. En hy kon vanuit daardie posisie van die voortsetting van 'n Britse Ryk praat. Hy is nie die Britse leier wat moontlik oor 'n week of 2 uitgeskop kan word deur 'n party as eerste minister nie. Hy verteenwoordig dus 'n voortsetting van iets wat reeds honderde jare, eeue lank in Brittanje bestaan. En dit het dit moontlik gemaak om dus te sit saam met president Donald Trump en oor hierdie belangrike kwessies te praat. Nou, Trump se toespraak by die Withuis dink ek was
baie sterk gewees, uitstekende toespraak wat juis ingefokus het op die sleutelpunte van waar Brittanje en Amerika op kernbelangrike oomblikke in die wêreldsgeskiedenis bymekaar gekom het om 'n verskil te maak. Koning Charles se toespraak voor die Amerikaanse Kongres het nie weggeskram soos ek sê, van die belangrike temas nie. Hy het sterk daarop gefokus dat Amerika moet deel bly van NAVO, Amerika moet aanhou om Oekraïne te ondersteun, en dan het hy ook oor ander kwessies gepraat wat hy belangrik beskou en wat die Britte as geweldig belangrik beskou, die demokratiese tradisie, die kwessie van wigte en teenwigte binne 'n demokrasie. Dit was werklik waar 'n diepliggende toespraak gewees. Ook 'n toespraak vol interessante grappies, ligter oomblikke, soos ek sê, taalkundig, literêr eintlik baie sterk, en werklik waar iets wat ek dink uiteindelik, en dis maar die punt waarby ek ter afsluiting oor hierdie segment wil kom, en dit is om te sê dat ek dink na hierdie besoek staan koning Charles eintlik in 'n sterker posisie in Brittanje. Die Britte het al die Britse media, van linkse media soos die Guardian tot die Telegraaf aan die regterkant, het baie positief gereageer op hierdie staatsbesoek, op koning Charles se toespraak, maar ook die interaksie tussen die koning en die Amerikaanse president. So, koning Charles, dink ek, kan tevrede wees, die Britse koningshuis kan tevrede wees, daar is sterk Britse leierskap getoon, en daar is 'n diplomatieke kanaal, wat waarskynlik nou sterker as ooit van tevore is. So, dit is baie belangrik, ek sê ooit van tevore, natuurlik sedert Trump sy terugkeer gemaak het tot die Withuis. Met ander woorde, 'n groot sukses vir koning Charles en vir die Britse koningshuis. Dit was net so 'n sukses vir president Donald Trump gewees, want Trump wil natuurlik gesien word as 'n globale leier, as iemand wat al die wêreldleiers kan innooi in die Withuis en oor die belangrike kwessies van die tyd kan praat. En Trump sien mense so Stamer en al hierdie, soos ek sê, as swakkelinge met wie hy nie eintlik op gelyke voet kan en wil praat nie. Dit was hierdie week wel anders gebeur. So, Trump het oorgekom as 'n staatsman, goeie toespraak gelewer, op goeie voet met koning Charles kon praat, en oor die wesenlike dinge wel kon gesels. En dit is belangrik, want as jy luister na wat die Trump-administrasie die afgelope maande sê, as jy kyk na die nasionale veiligheidsbeleid wat hulle verlede jaar bekend gestel het, na die toesprake van verlede jaar, die adjunkt-president J.D. Vance in München, verjaar Marco Rubio se toespraak, dan gaan dit eintlik oor herlewing van die westerse beskawing, van noue samewerking tussen westerse lande, om die beginsels, dit waaroor die westerse beskawing gaan, in beskerming te neem. En dan is die verhouding tussen Brittanje en Amerika natuurlik van groot belang. So, ek dink in daardie opsig, as ons daarna kyk, waarskynlik 'n suksesvolle besoek. Ons moet kyk wat kom hiervan. Ek dink die probleem is waarskynlik dat die Britte op hierdie stadium polities in 'n groot krisis verkeer. Die Britse regering, die Arbeidersparty regering, gaan volgende week in Engeland 'n reuse nederlaag ly. Vir ons alle peilings gaan hulle uit hulle meer as 2000 setels, miskien 500 behou, dalk selfs minder. Die Reformparty gaan geweldig goed doen van Nigel Farage, dis 'n skerp swaai na regs. Ons gaan dit in Wallis ook sien, waar die Arbeidersparty tot miskien die 3de, 4de posisie afgerangeer gaan word. In Skotland gaan hulle waarskynlik swak doen. En dan is die vraag of die Arbeidersparty vir Keir Starmer gaan behou as leier, en of hy selfs uitgeskop kan word as Britse eerste minister. So, ek voorspel nie dat hy noodwendig na die koning se besoek groot veranderinge gaan kom nie, maar ten minste dink ek daardie spesiale verhouding tussen die VSA en Brittanje wat tydens hierdie week se staatsbesoek herbevestig is. Dan die nuutste oor Iran.
Ons het die afgelope paar dae gesien dat die oliepryse baie skerp gestyg het tot tussen 20 en 30 dollar 'n vat vir Brent-olie. Dit volg natuurlik nadat president Donald Trump van Amerika gesê het dat Amerika gereed is om vir 'n langer periode die hawens van Iran te blokkeer. Trump se opmerking kom in reaksie op twee dinge: Iran se voorstel vir 'n vredesooreenkoms, maar natuurlik ook die voortdurende blokkade van die seestraat van Hormuz en eintlik die soort van skrikbewind wat die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps van Iran voer, waar hulle voortdurend skepe aanval en skepe verhoed om deur die seestraat te beweeg indien hulle nie aanmeld by Iran of tolgelde betaal of sulke dinge nie. Nou Iran is oortuig en ek dink die leierskap in Teheran dink dat hulle indien oliepryse bly styg en internasionale druk toeneem, hulle die Amerikaners kan kry om tot 'n swakkerige ooreenkoms in te stem. En dit is eintlik maar die ooreenkoms wat die Iranse minister van buitelandse sake 'n paar dae gelede voorgestel het. Die Iranse kernprogram word basies geparkeer, hy is nie deel van die ooreenkoms nie, daaroor moet in die toekoms onderhandel word. En dan behou Iran beheer oor die seestraat van Hormuz in praktyk eintlik maar, al sê hulle dit nie. Hulle stel die seestraat oop en in ruil daarvoor moet Amerika dan nou die oorlog beëindig en die blokkade van Iran se hawens ook stop. Nou Amerika se blokkade van Iran se hawens is baie suksesvol. Dis uiters geslaagd, al kos dit die Amerikaners 'n klomp geld. Dis 'n reuse projek deur die Amerikaanse vloot en lugmag gesamentlik. Meer as 20,000 soldate daarbey betrokke. Maar wat beteken dit? Wat was die gevolge die afgelope tyd? 85% van Iran se uitvoere is olie. Met ander woorde, 85% van die buitelandse valuta wat Iran verdien, kom uit olie-uitvoere. En daardie olie-uitvoere het tot stilstand gekom. Byna geen olie wat meer uitgevoer word nie, ook geen ander produkte nie. Iran se ekonomie is in 'n vryval, verkeer in 'n krisis. Inflasie is op 70%. Die geldeenheid het geweldig verswak die real, sodat dit eintlik onbekostigbaar is om baie basiese produkte vandag in Iran te kan koop. Daar was reeds 1 miljoen werksgeleenthede in Iran die afgelope paar weke. Daar is elektrisiteitstekorte, watertekorte, tekorte aan basiese produkte. Daar is nou al vir weke lank 'n blokkade van die internet. Daardeur verloor Iran tussen 30 en 40 miljoen dollar se inkomste per dag weens basiese transaksies en natuurlik dienste wat eenvoudig net nie beskikbaar is nie. Dan verloor Iran tussen 400 en 500 miljoen dollar se inkomste per dag weens die blokkade van sy hawens en die land se ekonomie wat werklik waar op 'n katastrofe afstuur. Die Iranese dink dat hulle nog vir 'n paar dae of dalk 'n week of 3 hierdie pyn en hierdie ekonomiese krisis kan verduur indien hulle kan maniere vind dat die olieprys aanhou styg. En dat die Amerikaners dis sê, maar nou styg die olie net eenvoudig soveel dat ons maar sal instem tot 'n swakker ooreenkoms. Trump sê hokkaai, nie so maklik nie. Amerika word nie so erg geraak deur die hoër oliepryse as ander wêrelddele nie. Amerika is 'n netto-uitvoerder van olie en gas en die Amerikaners voer tans meer olie en gas uit as ooit in die geskiedenis. So Amerika verdien baie geld daaruit, Amerikaanse energiemaatskappye, maar ook die federale regering uit heffings en belastings. En Trump het vergader hierdie week met dan ook die uitvoerende hoofde van groot Amerikaanse energiemaatskappye om te kyk na maniere om die druk op die Amerikaanse verbruiker te verlig. En dit is so. Brandstofpryse by die pomp in Amerika het reeds die afgelope 9 weke met 42% gestyg. Met hierdie boodskappe wil Trump dus vir Iran sê, julle plan gaan nie werk nie. Julle strategie gaan nie werk nie. As julle gaan aanhou om skepe te terroriseer in die seestraat van Hormuz en julle gaan al hierdie dinge doen, gaan ek net aanhou om julle hawens te blokkeer en uiteindelik julle ekonomie op sy knieë te dwing. En dis baie duidelik dat daardie ineenstorting eintlik van Iran se ekonomie
baie naby is. So Trump en die Amerikaners wat tans in 'n sterk posisie verkeer. Ek dink hulle het in 'n sin strategies wel die oorhand hier, omdat die blokkade van Iran se hawens wel 'n geslaagde strategie is. Die vraag is tot op watter punt sal die regime in Teheran hierdie pyn kan verduur. Die tekorte aan voedsel wat begin ontstaan. Daar is selfs gister aangekondig dat mense nou by sekere winkels op skuld kan koop, vooruit kos kan koop, wat dan deur die regering later afbetaal sal word. Nou dit is 'n strategie wat jy laas gesien het in die Irak-oorlog, toe daar 'n oorlog was tussen Irak en Iran, waar die Iranese dit ook gedoen het, bloot omdat hulle natuurlik nie tans buitelandse valuta het om regtig meer geld aan arm Iranese uit te betaal nie. So die vraag is hoe lank kan hulle daardie pyn verduur tot hulle instem tot van die Amerikaners se eise. En ek dink die belangrikste twee dinge wat Amerika wil hê is beperkings op die kernprogram. Dit sluit in waarskynlik om beheer te kry oor verrykte Iran tans in Iran, sowel as sê maar 'n 20 jaar beperking op Iran se kernprogram en dan natuurlik die beheer van die seestraat van Hormuz. Amerika wil sien dit moet aan 'n soort van internasionale konsortium oorgegee word. Ander lande moet betrek word by die kontrolering en die beheer en die regulering van hierdie seestraat. So, daardie twee belangrike punte, maar dis waar ons vandag staan. Hoë oliepryse wat waarskynlik nog kan styg oor die volgende week of twee indien hierdie situasie voortduur, maar uiteindelik dink ek wel Amerika wat besig is om Iran te dwing om tot 'n beter ooreenkoms in te stem. Die Amerikaners sal nie instem tot die ooreenkoms wat 'n paar dae gelede deur Iran voorgestel is nie. Dan 'n nuus storie die afgelope week wat baie sterk hierby aansluit is die eintlik skok aankondiging deur die Verenigde Arabiese Emirate dat hulle uit OPEC onttrek. Nou die afgelope jare het OPEC natuurlik internasionale oliemarkte baie sterk beheer met hulle produksiebeperkings veral. Ook 'n land soos die Emirate wat eintlik maar een van twee lande in die Midde-Ooste saam met Saudi-Arabië is wat regtig oor die kapasiteit beskik om heelwat meer olie te produseer, wat gereeld ingeperk is. Daar's gereeld vir die Emirate gesê, produseer minder, sodat ons kan verseker dat oliepryse relatief hoog bly. OPEC is 'n kartel wat uit die meeste olieproduserende lande in die Midde-Ooste bestaan en dan is daar OPEC Plus waarby Rusland deel is. Die probleem vir die Emirate die afgelope tyd is natuurlik aan die een kant hierdie stryd met Iran en hierdie volledige breuk met Iran, dan natuurlik ook die verhouding met Saudi-Arabië, waar hulle voel Saudi-Arabië speel te 'n dominante rol binne OPEC, en natuurlik die Emirate wat sy eie seggenskap wil hê, wat sy eie beheer wil uitoefen. Nou, hierdie aankondiging moet gesien word binne die konteks van 'n groot herskikking in internasionale energiemarkte, wat ek verwag oor die volgende jaar of twee net gaan verdiep. Ons het reeds verwys na Amerika. Die VSA produseer meer vloeibare aardgas en olie as ooit in die geskiedenis, is 'n groot netto-uitvoerder. Amerikaanse olie en gas wat na lande reg oor die wêreld, soos ons praat, uitgevoer word. Dan is daar Venezuela, wat die grootste oliereserwes in die wêreld het en waar Amerikaanse maatskappye tans belê. Venezuela voer vandag baie meer olie uit as wat hy 3 of 4 maande gelede uitgevoer het en dit gaan wesenlik oor die volgende paar jaar toeneem. So hier gaan 'n herskikking wees in internasionale oliemarkte en die Emirate sê dit wat die afgelope weke gebeur het, wys hoe kwesbaar die golflande daardie gebied is en daarom wil die Emirate nie toelaat dat hy ingeperk word. In 2027 wil die Emirate 5 miljoen vate olie per dag produseer en hulle gaan dit dan ook doen en daarom hulle uittrede uit OPEC. Ek dink dis 'n fascinerende tyd wat eintlik voor lê. Terwyl ons almal eintlik hier in die kort termyn 'n baie duur prys betaal met brandstofpryse wat volgende week alweer styg en geweldige druk op die globale ekonomie weens die hoë Brent-oliepryse, is ek wel oortuig daarvan dat ons oor 'n jaar van nou af baie lae oliepryse kan sien, 'n geweldige diversifisering van produksie, Amerika wat meer produseer, Venezuela wat
baie meer produseer en uitvoer, ook lande in Afrika, veral aan die Weskus van Afrika, wat besig is om natuurlik hulle produksiekapasiteit uit te brei. Dink aan Angola byvoorbeeld, naby aan ons, Nigerië, waar daar onlangs 'n reuse nuwe raffinaderry geopen het, wat goeie nuus is. Hierdie internasionale energiemark gaan verander. Dit is een van die gevolge van die oorlog in Iran. Korttermyn pyn, net slegte nuus tans oor die korttermyn, oor die langtermyn, waarskynlik groot voordele, ook dan uit die besluit van die Verenigde Arabiese Emirate om uit OPEC te onttrek. Dan ter afsluiting in die laaste segment van vandag se program wil ek gesels oor 'n interessante nuusbrokkie uit Europa wat ek dink baie belangrik is en wesenlike implikasies gaan inhou, al het die internasionale media die afgelope paar dae eintlik glad nie daarop gefokus nie. Ek wil iets wat in Berlyn gebeur het in verband bring met gebeure die afgelope week in Straatsburg in Frankryk. Maar kom ons begin in Berlyn, waar die koalisieregering tussen die Christendemokrate en die Sosiaaldemokrate die afgelope week ooreengekom het om die Duitse federale welsynsstaat, en ek sal nou verduidelik wat ek daarmee bedoel, die spandering daarop teen 2030 met meer as 38 miljard euro te besnoei. Nou dit verwys natuurlik hier na staatspensioene, mediese sorg, uitbetalings van toelaas aan mense met gestremthede, vlugtelinge, asielsoekers, daardie reuse welsynsstaat wat ontwikkel is in Duitsland oor dekades en wat eintlik totaal en al onvolhoubaar geraak het, wat so groot geraak het dat die Duitse regering eintlik net eenvoudig nie meer kan volhou om al daardie geld te betaal nie. Nou daar's ooreengekom, dit gaan geweldig besnoei word, met ander woorde in die toekoms gaan mense minder pensioene van die staat kan kry, minder mediese voordele, almal gaan maar self 'n bietjie meer moet betaal, en natuurlik wil die Duitse regering interessant genoeg baie minder geld oor die volgende paar jaar aan vlugtelinge en asielsoekers betaal, iets wat natuurlik geweldig baie geld gekos het. Nou, dit is nie net die Duitse regering wat met hierdie uitdaging sit nie. Die meeste Wes-Europese lande het 'n reuse uitdaging met 'n onvolhoubare welsynsstaat. Hierdie welsynsstaat is oor die afgelope dekades ontwikkel, veral na die einde van die Koue Oorlog, toe westerse lande veilig was, voorspoedig was, nie regtig veiligheidsbedreigings gehad het nie, en dit baie goed gegaan het in Europa. Ekonomie het vinnig gegroei, daar was 'n stygings in belastinginkomste, en die meeste Europese lande het hoë belastings ingestel, maar in ruil daarvoor hierdie breë veiligheidsnet vir hulle burgers geskep met gratis onderwys, pensioene wanneer jy aftree op 'n redelike jong ouderdom, ruim pensioene, gratis mediese sorg, en al die ander voordele wat deel is van die welsynsstaat. Nou is daar 'n probleem. En die probleem is veelkantig. Aan die een kant is dit demografies, mense verouder geweldig, daar's te min jong mense wat inkom in die ekonomie en dis inbetaal in hierdie skema. Al hoe meer mense wat aftree en wat eenvoudig pensioene wil hê en mediese sorg en alles wil hê. En regerings in Europa kan dit nie volhou nie. Die Franse regering verkeer eintlik in 'n baie groter krisis. Hulle is eintlik tegnies bankrot. Ons sien dieselfde in België, waar die huidige Belgiese eerste minister die afgelope paar maande reuse besnoeiings aan die welsynsstaat reeds aangekondig het. Nou doen die Duitsers dit ook. Maar daar's 'n ander rede waarom hulle dit natuurlik moet doen, en dit is verdediging. Europese lande moet skielik baie meer geld op verdediging spandeer. Ons weet dit, ons weet van die ooreenkoms binne NAVO met die nuwe verhoogde vereistes van militêre spandering volgens bruto binnelandse produk, en dit alles gaan oor die volgende paar jaar moet gebeur. So Duitsland het besluit, hulle gaan dit doen, hulle gaan hulle welsynsstaat afskaal. Dit beteken in Duitsland gaan mense oor die volgende paar jaar minder geld op pensioene kry, minder mediese voordele kry, en die Duitsers gaan baie minder geld, byvoorbeeld op asielsoekers en vlugtelinge spandeer, meer op verdediging, maar oor die algemeen probeer om daardie begroting van hulle in balans te bring. Ander Europese lande gaan uiteindelik dit ook moet doen. En dit is waar die vraag begin ontstaan, wat van die Europese Unie? Oor die afgelope jare het die Europese Unie ontwikkel as 'n reuse
peperduur bureaukrasie. Die afgelope week het die maandelikse vergadering van Europese parlementslede in Straatsburg in die ooste van Frankryk plaasgevind en daar is voorgestel dat die langtermynbegroting waaraan tans gewerk word met 10% verhoog moet word. So, die Europese Unie soek sommer nog 200 miljard euro ekstra van Europese Unie lidlande en wie sê nee? Die Duitsers. Duitsland sê daar's geen manier dat ons 'n 10% verhoging aan die EU-begroting gaan goedkeur nie en ek verwag al hoe meer ander Europese lande gaan dieselfde doen. Die bureaukrasie in Brussel en in Straatsburg is buite beheer. Duisende mense wat kantore vol sit en regulasies uitvaardig en vir elke Europese Unie lidland wil voorskryf wat hy moet doen op elke terrein van landbou, regulasies, omgewingsbeheer, boubeheer, die hoeveelheid reëls en regulasies wat uit daardie bureaukrasie kom is onvolhoubaar en hier lê 'n interessante spanningslyn dis vir die volgende paar maande voor. Kyk wat gaan gebeur. Ek vermoed die Duitsers gaan leiding neem hiermee. Hulle gaan begin om die Europese Unie se mag 'n bietjie vas te pluk en in te beperk ten minste tot 'n mate, maar dan veral die beursie, want Europa se beursie verkeer in 'n krisis. En ons gaan sien hoe dit oor die volgende paar maande gaan uitspeel, ook in verkiesings. In Frankryk sien ons reeds die uitdagings daar. Marine Le Pen wat die afgelope week in 'n toespraak gesê het dat die eerste ding wat hulle sal doen indien haar party volgende jaar se presidentsverkiesing wen, is om na Brussel te gaan en te sê nou is dit klaar. Ons kan nie net aanhou betaal nie. Friedrich Merz, die huidige Duitse kanselier, het eintlik ook maar hierdie week dit gesê. So, paar interessante dinge wat die volgende tyd in die Europese politiek voorlê. Dit is die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek hoor graag van julle, wat dink julle oor al hierdie belangrike dinge van die afgelope week, die koning se besoek aan Amerika, die Iran-konflik, hoe dink julle gaan dit uitspeel, en dan al die ander interessante geopolitiese gebeure van die afgelope week. Ons gesels weer volgende week. Totsiens.